Hi dames, ja, vandag kom ek heeltemal op 'n ander wyse na julle toe. Kom ons kyk bietjie wat ons in hierdie maand wat interessant is. Soos ons almal teen die tyd weet, is hierdie non-guy ons laaste van 2022. En ons het 'n vol lekker dik uitgawe met ongelooflike interessante stories. Laat ek eerstens julle sê, ons non-guy is in 3 dele gedeel. Die eerste deel, is ons normale, maandelikse, algemene, lekker lees, lekker lag stories wat julle gestuur het. En dan deel nommer 2, omdat Oktober maand borskankermaand was, het ek dit goed gedink om 'n afdeling van ons non-guy aan borskanker te wy. En die samewerking van ons dames wat deur borskanker gegaan het, was net ongelooflik. Mense, julle is so dapper om so uit te kom. Ons sal nog meer daaroor uitwy en ons hier daar 'n fotootjie vir julle vooraf hier sit, maar dis moedstories. En dan die derde afdeling natuurlik, dink ek het julle geraai. Dis ons Kersafdeling. Wat oor 'n maand, bietjie minder as 'n maand, vier ons Kersfees. En daar het ons net sulke lekker stories. Ons ek kan julle sê wat se afdelings ons het. En nou gaan ek 'n paar van die stories bespreek wat ons in die eerste afdeling, ons algemene lekker polisie stories het. Ek het dit goed gedink om bietjie in ou hofrekords te gaan rondgrou. Jy weet, ek is 'n joernalis en 'n polisievrou, so misdaad is my kos. En ek het op die stasiebom 1964 se stasiebom wat by Johannesburgstasie gestel is. Julle kan seker almal nou begin aflei. Dit was in die tyd toe ons land met sy donker geskiedenis begin het, almal ons ou landjie wou wegjaag. Toe John Harris in Januarie 1964 bom in 'n tas by die stasie gestel het. Hy het dit in die ontvangs by die trappe af na platforms 4 en 5. Het hy die tas neergesit en met 'n nota daarop. Ek sal in 10 minute terug wees. Maar ongelukkig eerste mense wat die tas opgemerk het, was Engelse wat nie 'n woord Afrikaans verstaan nie, en al wat die mense gesien het was 10. So hy het koerante gebel en die res moet julle self lees, maar die bom het met huis toe gaan tyd. Veronderstel was er baie mense op die stasie te wees, en die bom afgegaan. 'n Ou dogtertjie, 2 mense, was 3 mense daar gewees wat naby die bom was. 15-jarige dogtertjie wat die res van haar lewe geskend is, en haar ouma wat so erg beseer is dat sy meer as 'n maand later in die Johannesburg Algemene Hospitaal aan haar wonde besuik het. Maar soos ek sê, julle moet regtig daai storie lees. Ek dink dit is veral vir ons as polisiedames, en 64 dink is dat, miskien vir ons af, party van julle wat nog nie eens gebore was nie. Maar in elk geval, lees hom, en dan kyk ons bietjie terug na die dae toe ons die stryd op die guerrilla-oorlog, soos hulle sê, begin het. Weet julle, ek het ook so 'n bietjie saam met een van ons hulpskrywers, Albie Grobler, in die historiese almanak gaan loop. En daar, die wat ek daar uitgehaal het, was die
vrou se kop wat in 'n tas in die Boksburgmeer gevind is. Een van die raadselagtigste moorde op daai stadium. Maar danksy die tyd se goeie moordterreurspelers wat ons toe gehad het, is die moord laat dan opgelos. En interessant, die man wat daarvan verdink was, wat verantwoordelik was vir die moord, het hom in sy huis, toe die polisie aan sy deur klop om hom in hegtenis te neem, hy het hom vooraf bedraad met elektriese drade, en toe die polisie aan sy deur klop, toe het hy die skakelaar aangesit en homself doodgeskop. En daardie was daar nog die doodstraf geweest, so hy het toe dan maar seker gedink, hy gaan dit maar self toedien. Nog iets interessants in die Boksburgmeer storie. Julle sal onthou, ek het in een van die vorige uitgawes, het ek die verhaal geskryf van die 10-jarige meisie van Springs, wat die middag na skool net eenvoudig spoorloos verdwyn het, en toe 10 dae later in 'n ou afgebreekte gebou by die ou golfbaan in Springs lewendig teruggevind is. Maar die interessante punt wat die storie met die Boksburgmeer verbind is, die man wat die tas met die kop die oggend in die meer sien dryf het, hy op sy oggenddraffie rondom Boksburgmeer gedraf het, is die dogtertjie se pa. En hy was ten tye van haar ontvoering, was hy hoof van die Pine Grove Primary School in Boksburg gewees. Miskien misdaad dit soms maar die ding om jare na mekaar 2 punte by mekaar te bring. Dis regtig net so interessant, en ek sal voorstel dat julle dit ook lees. Dames, en ek dink dis daar's so baie interessante stories wat julle gestuur het in die eerste afdeling, maar generaal Sharon Skutte het vir ons 'n ongelooflik interessante storie gestuur waar 4 Suid-Afrikaanse vroue speerders gehelp het om 'n moord in Australië op te los, waar die dokter sy vrou vermoor het, dis 'n Franse dokter. En sy het ook vir ons 'n interessante storie gestuur, wat is eintlik nie anders te kan as te lag nie. Was sy eendag in haar kantoor deur 'n kollega aan iemand voorgestel is, en hy vra sê, Sharon, ontmoet Sharon Skutte. Op die einde van die dag was dit iemand geweest wat haar identifikasie afgesteel en aangeneem het, maar stel jou voor, jy word aan iemand voorgestel en sê, ontmoet iemand, en hier sê hy vir jouself te dank. Ek weet nie wat ek in so 'n situasie sal maak nie, maar generaal Skutte sê, sy het toevallig dadelik die vrou herken as iemand wat sy op 'n vorige geleentheid by 'n ander afdeling, toe sy daar by Spedes was, misdaad toegesluit het. En men is hard om te dink dat 'n mens so voor op die waar kan wees om jou naam net te verander en dan nog by die polisiekantoor te gaan klagtes maak en te sê jy is verkragt. Maar dis die storie wat ek seker daarvan is, wat julle almal verskriklik gaan geniet. En nou gaan ons kom by ons tweede afdeling, en dit is die afdeling oor borskanker. Ek dink soos ons almal weet, is borskanker die kanker in die wêreld wat seker die meeste van vrouens voorkom. Wel deesdae kan manne ook borskanker, daar is al gevalle waar borskanker by manne ook gediagnoseer is. Maar vir vroue was borskanker jare terug absolute doodsvonnis gewees. Wat vandag natuurlik heeltemal verander met ons wonderlike vooruitgang wat die mediese wêreld gemaak het. Ons het 6 stories gekry van dames
wat deur borskanker is. Weet jy, ek gaan nie nou hulle name noem nie, want ek wil hê julle moet regtig daai stukke lees. Die dapperheid wat daai dames aan die dag gelê het om hulle stryd met ons te deel, is so ongelooflik, dat ek dink julle moet vir hulle elkeen reg op duimpie op Facebook gee. Hulle het prompt uitgepraat oor alles wat hulle teëgegaan het. Een van die dames het, vandat sy die dag wat sy gediagnoseer is, het sy 'n rekord gehou. Dit gebeur en dat gebeur, en dit daai dag en dat daai dag, en hoe sy gevoel het. Dit is ongelooflik, mens kan nie dink iemand so. En sy is nou op daai stadium, sy het haar operasie gehad, en nou is sy op daai stadium, waar sy nou sit te wag om met haar chemobehandeling te begin. Ons sê vir jou baie sterkte. Van ander dames, weet jy, en die foto's wat hulle vir ons gestuur het, elkeen het die onderwerp van borskanker op 'n ander manier aangepak. En ek weet nie waar hulle krag vandaan om dit so volledig te beskryf wat hulle deurgegaan het. Die een dame het 'n gedig daaroor gemaak. Wat sy genoem het, jy was die knop in my bors. Ek weet nie waar kom die dames aan. Ek sê vir al hierdie dames, die van hulle wat alreeds genees is, die wat nog in spanning wag, gereeld toetse, om te hoor of dalk nie gaan terugkom nie. Ek wil vir julle almal sê, baie dankie. Ek is seker daarvan. Die feit dat julle bereid was om so openlik vir ons te vertel wat julle deurgegaan het, gaan op een of ander stadium vir een of ander dame, en die polisie wat dit lees, 'n riem onder die hart wees. En gaan die dames help om deur hulle stryd te kom. Wanneer hopelik, ons hoop dit gebeur nie, maar as dit gebeur, weet ons, gaan julle verhale vir hulle 'n ongelooflike inspirasie wees. En julle sal sien, daar is 'n lang stuk inligting oor borskanker, lees dit gerus. Is nie so vreeslik lank nie. So mense, asseblief, alles Oktober maand verby, dra maar julle pinkstrikkies. Ek dink ons kan, elke een van ons, wat nou nog nie daardeur is, of selfs die daardeur is, ek dink ons kan elke dag van ons lewe 'n pinkstrikkie dra. So kom ons gaan oor na ons laaste afdeling toe, wat soos ek sê, ons Kersafdeling is. Ons het 'n paar pragtige Kersboodskappe gekry van lieflike mense wat gevra het of ons boodskapies te skryf. En weet die gees van Kersfees straal uit elke boodskap wat vir ons geskryf is. Maar iets wat ek regtig wil noem, wat julle regtig moet lees, sodra julle die non-guy oopslaan, die derde afdeling kom, is die Kersfees se kenwysie, is die opskrif van die verhaal. Dis 'n verhaal wat ek 30 jaar terug, toe ek die maandblad vir die NG Kerk Kleindienst in Johannesburg gedoen het ek hom daar in Desember Kersuitgawe maandblad gebruik. Skryf die I.L. de Villiers. Die verhaal handel oor hoe Stille Nag sy naam gekry het. Twee orgelspelers is die mense wat daarvan, kan ek amper sê, verantwoordelik gehou word, dat hulle twee met Stille Nag voor die dag gekom het. Het is baie interessant om dit te lees, maar dit is ook baie hartseer. En daar sien ons die geweldige impak van wat Stille Nag
wêreldwyd op mense het. En dan ons sluit basies ons uitgawe af met 'n pragtige bydrae deur Isabel Kreur. Ons almal weet seker, vir die wat nie weet nie. Isabel is oud polisiedame, maar sy word vandag beskou as een van die beste oraliste in die land. Sy is ook 'n geordende predikant en sy het nog so baie ander talente wat ek nie hier gaan opneem. Maar Isabel het vir ons 'n stuk gestuur oor 'n wonderlike kerssang byeenkoms wat hulle in die NG gemeente in Noord in Kroonstad, waar sy tans die oralis is, gehou het. Daar's pragtige foto's van die mense in die kerk. Sy wys so mooi uit. En mense kan nie anderste as om jou geheel en al in te leef in die kerssangdiens, al was jy nie eers daar gewees nie. Geniet dit hoor. So, al wat vir my oorbly, is om aan een en elkeen van julle almal, nie net op ons vroueblad nie, maar ander mense soos Fanny Bouwer, Henny van Deventer, Albie Grobler, mense wat ons gereeld gebruik as buiteskrywers, wil ek so te noem. Deur die afgelope byna 2 jaar wat ons nou met die vrouepolisie se Nongwaai aan die gang is, vir julle te sê, almal te sê, baie dankie vir julle ondersteuning, vir julle pragtige bydrae. Al het dit party maande 'n bietjie druk gekos, maar julle was net altyd daar as ek julle nodig gehad het. Baie dankie dames en ek vertrou ons kan in 2023 weer dieselfde goeie samewerking hê. Ek weet ons gaan, ek weet, daar's nie 'n kwessie daarvan. So vir julle wil ek almal sê, weer eens baie dankie. Henny, vir julle en vir Dok Willem, 'n wonderlike geseënde Kersfees aan julle almal. En mag die jaar 2023 vir julle almal 'n baie geseënde jaar wees. En vol uitdagings, maar vol oorwinnings, vol liefde, vol seën. Onthou, die moeilike dae gaan kom, maar die Here sê vir ons, as jy vra, opreg vra, tot by bid, ek sal julle verhoor. Mense, daar's niks wat kom by die krag van die Here. Vir my is dit dan totsiens, tot die volgende keer. Dankie.